Goeiemôre geliefdes, ons groet elkeen na die lieflike en bekoorlike naam van ons Here Jesus Christus. Bly om vanoggend saam met u in die huis van die Here te kan wees. Die woord van die Here sê, hy sal ons midde. Amen. Kom ons gaan staan, ons gaan oopmaak met gebed. Die seën van die Here vra op hierdie oggend en ons gaan lekker sy naam groot maak, want dit is ons lekker in die huis van die Here. Hy koortjie sê, dit is so lekker om die Here te dien. Amen. Is dit lekker om die Here te dien? Vra daai een langs jou man, is dit vir jou lekker om die Here te dien? Amen. Glory. Dis mos lekker om die Here te dien. So vanoggend, kom ons sluit uit die oë en dan gaan ons oopmaak met gebed. Vader, ons sê vanmôre baie dankie dat ons so vanoggend met vrymoedigheid na die troon van genade kan kom en vra vir barmhartigheid sodat ons genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te kan word. En Here, wat is 'n beter tyd as nou? Ons vra in hierdie oomblik dat U sal stil staan by elke persoon. Let your anointing saturate them. Lord, let your anointing fall upon them in their homes, in their workplace, right there in church, oh God. Let your Shekinah glory come and show up, oh God, for we are crying out for revival, Lord, in this end times that we are living in. Here, stuur vir ons herlewing, want ons het herlewing nodig, Here. Here, in hierdie tyd besef ons, Vader, die vyand is besig om te werk, maar ons is afhanklik van U. Kom vanmôre, Here, en stort uit die Gees vars weer op U kinders, Here. Laat die Pinkstervure weer hoog brand in die harte van elke een van die kinders tot eer van U naam. Dankie vir die salwing. Lord, thank you for the anointing that destroys yokes. Thank you for every work that you have done on the cross of Calvary, and you paid the price in full, and we know the debt is settled. You cried out, it is finished, and we declare it is settled in Jesus' mighty name. Here, vanmôre, ek dank U dat U met ons is in hierdie diens. Laat die Gees van U vanmôre, Here, elke hart raak en mag U woord elke lewe, Here, aanraak en vrug dra tot eer van U groot naam. En ons bring U die lof en die aanbidding. Here, ons dink aan hierdie oorlog daar in hierdie Midde-Ooste, Vader, en ons vra dat U sal kom en vrede bring. Ons bid vir die vrede van Jerusalem, ons bid, Here, dat U herstel sal bring, dat kalmte sal woed, in die naam van Jesus, Vader. Ons weet dit is U, en ons eer U daarvoor. Here, soveel lewens wat verwoes word, Vader, en ons vra U, dat U U hand sal uitsteek, en Here, dit sal oprig. Ons dank U nou daarvoor in Jesus naam, en die lof en die eer kom U toe. En die gemeente sê, amen, amen. Wel, draai so 'n bietjie na iemand, en skud net iemand se hand, en sê net welkom in die huis van die Here. Bly om julle te sien vanoggend in die huis van die Here. Hy's op 'n goeie plek, en dit is in sy teenwoordigheid. Halleluja. Glory. Welkom, welkom. Bly jy's hier vanoggend. Jy's op 'n goeie plek, en dit is in sy teenwoordigheid. Halleluja. Glory, glory, glory. Is jy gereed om die naam van die Here groot te maak? Het jy gekom met 'n verwagting vanmôre? Amen. As jy gekom het met 'n verwagting, dan sal jy ontvang. Amen. Amen. Wel, kom ons gaan dan sommer so vra vir ons diakens wat ons help met die offergawe om na vore te kom, en ons gaan dan so die seën van die Here op hierdie diens bid vanmôre, en die Here vra om te beweeg en so die seën los te maak oor elke saad in die kosbare naam van Jesus Christus. Halleluja. Die lof en die eer kom die Here toe. Broer Pieter, kom seën vir ons vanmôre die saad. Dankie. En staan vir ons in die middel, hoor. Kom ons sluit die oë asseblief. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons loof en ons prys U wonderlike naam, Here. Ons dankie, Here Jesus, vir die voorreg om weer by mekaar te kan kom vandag, Here Jesus. Laat ons kan saai, Here Jesus, in die grond, Here Jesus. Yes. Ek vra, Here, dat U elke saad sal vat, Here Jesus, laat U dit sal bless, laat dit in vrugbare grond sal vat, laat dit sal groei, Here Jesus, teen 100voudig, Here. Asseblief, Ek sê Here. dankie, Here Jesus. Dat Psalm sê, Here, dat ons sal nooit tekort kom nie, Here. Ons loof en ons prys U wonderlike naam. Ons sê dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir alles wat U vir ons gaan doen, Here Jesus. Vra dat U ook so asseblief die sprekers se lippe sal aanraak vanoggend, Here Jesus, sodat U die boodskap wat U op sy hart gelê het, Here, dat U dit sal voortbring vir ons, laat dit in ons harte en ons gedagtes sal sink. Alle lof, eer en alle aanbidding kom U toe. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Nou ja, kom ons maak sy naam groot.
As hy. Dankie Here vir die voorreg, ons eer U daarvoor. Kom ons maak sy naam groot vanmôre. Halleluja. Hy lê die fondasie, hy maak die diere vol. Sy naam is Jesus, daar is niemand sonder hy. Hy lê die fondasie, hy maak die diere vol. Sy naam is Jesus, daar is niemand sonder hy. Hy lê die fondasie, hy maak die diere vol. Sy naam is Jesus.
die wonderbaar. Is hy nie wonderbaar? Ja, hy is wonderbaar. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Ja, hy is wonderbaar. Hy is mirakel. Hy is mirakel. Hy is die ewige Vader. Hy is die mirakel. Hy is mirakel. Hy is die mirakel. Hy is die ewige Vader. Hy is die mirakel. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Ja, hy is wonderbaar. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Ja, hy is wonderbaar. Hy is wonderbaar. Hy is die Raadman. Hy is die Raadman. Hy is die ewige Vader. Hy is die ewige Hy is die Raadman. Hy is die Raadman. Hy is die ewige Vader. Hy is die ewige wonderbaar. Amen. Amen. Yes, Lord. Hy bly wonderbaar. Amen. Maak nie saak wat gebeur waar Yes, nie. Jesus. Dis wie hy is. Wonderbaar. Dis sy karakter. Yes, Lord. Amen. Dank U, Here. Hy lê daai fondasie. Yes, Hy Jesus. maak die deure oop. Yes, Amen. Lord. Kom aan, kind van die Dank u, Here. Here. As jy Yes. vanoggend hier sal, as jy Dank u, bly Jesus. vanmôre, dis wie hy is. Yes. Hy is wonderbaar. Dank U, Here. Yes, Jesus. Daar is niemand soos
are great in Yes, battle. dankie Here. Jehovah is your name. Yes, dankie Here. Jehovah is your name. Yes, hallelujah. Dankie Here. Your name. You're the mighty warrior. Mighty warrior. Great in battle. Your name. Yes, dankie Here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My dankie Here. Thank you, Jesus. My dankie Jesus. Jehovah is your name. Yes, You are the thank mighty Jesus. warrior. You are the You are mighty great in our warrior. battles. Yes, hallelujah. You have given us authority and power. We are overcomers. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Here. Why thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mighty warrior. Great in battle. Jehovah is your name. Yes, hallelujah. Thank you, Here. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised. Why thank you, Here. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah, thank you, Shebra Jesus. mama. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Yes, thank you, Here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yana moshikana masuku mondro sheret bende. We wait on you. We wait, we wait, we wait on
your power and your glory be visible. Lord, thank you for touching. Thank you for your presence. Thank you for moving, Lord. Thank you for manifesting. Thank you, Lord. Thank you for showing up in this house. Thank you. Thank you. The doors are being opened. Thank you, Lord. Thank you for healing that's flowing right now. Thank you for restoration. Thank you, Father. We give you praise. We give you the glory. We give you the honor. We give you the praise. Holy is your name. Holy is your name. Holy is your name. You are worthy. Yes, dankie You Here. are worthy. You are worthy. Yes, Jesus. Kom ons gee die Here lieflike lofoffer vanmôre. Yes, Lord. God is good. Yes, Jesus. God is good. Yes, Lord. All the time. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, hallelujah. What a mighty God we serve. Yes, Jesus. Dankie, Hallelujah. Prys sy groot naam. U kan die sitplekke neem, geliefdes, baie dankie. Die Here seën u. Ons gaan vir broer JP gou kans. Jy was broer JP. JP wil net 'n getuienis deel. Dankie broer JP. Thank you Jesus. Goeiemôre almal. Môre JP. Ek wil net graag dankie kom sê vir die Here vir wat hy vir my ouma gedoen het. Jy weet ons het so ruk terug het my ouma gegaan vir bloed om kliniek toe om bloed te gaan trek en toe het die kliniek haar bloed laat wegstuur. En toe het ons nou die derde van die maand, dit was nou laasweek gewees. Toe het sy nou teruggegaan vir haar uitslae en ek wil net dankie sê vir die Here vir wat die Here vir haar gedoen het, dat die Here haar verlos het van haar kanker en sy is heeltemal skoon van die kanker en Halleluja. En ek wil net sê dankbaar wees dat ek weet dat daar God daar bo in die hemel is wat genees en wat en wat gesond maak. Dankie pastoor. Halleluja. Amen. Dankie broer JP. Ja, ons is bly saam met jou my broer. Ons weet die Here is nog steeds 'n God van wonders. Amen. Amen. Halleluja. Sal maar net so in die middel vir ons hoor. Môre almal. Ek Goeiemôre. wil net 'n getuienis bring. Ek het 'n slipdisk, senuwee raak aan my stuitjie. Ek kan nie loop nie, dit is my pelvis. Ek het vir pastoor Lindy gesê, hulle het gebid vir my. Ek kon nie op nie, kon nie loop nie, kan nie sit nie, ek kan nie lê nie. Verlede Sondag toe kon ek opstaan vir kerk. En ek het nie pyn nie. Yes. Die Here het my genees. Amen. En ek wil die Here dank waarvoor, want nou bestraf ek hy pyn. As ek voel dit kom, dan sê ek Here in U naam. Amen. I'm healed by the stripes of Jesus. Amen. Dankie Here, ons bring U lof en eer en aanbidding. Staan net so nie. Goeiemôre almal. Ek wil net 'n getuienis lewer om te sê my dogter het 'n rugoperasie gehad waar hulle kanker uitgesny het, maar die plek hou nie op vog uitgee nie. So het hulle maar aanhou plasters geplak en toe het ons na die kliniek gegaan, 'n wondkliniek in Kaapweg. Hulle het waar nog plasters opgesit en toe werk dit ook nie. Toe sê sy ons sal met 'n masjienkie kry wat die vog gaan dreineer in 'n containertjie in. En ons het gevra hoeveel kos dit. Sy het net gesê dit kos baie geld. Nou my baie geld en jou baie geld is verskillend. En toe ons by haar kom, toe kom sy na ons huis toe. Toe sê sy vir ons, die baie geld is R12.000, maar hy's gesponsor deur die mense wat dit vervaardig. Wow. So sy het hom nog al die tyd daar. Ek sê net dankie Here vir sy genade, liefde en vrede. Amen. Halleluja. Dankie my suster Dorien. Ja, die Here voorsien, hy maak deure oop. Ons het gesing vanoggend, hy maak die deure oop, man. Ja, ek weet nie, jy klop dalk nou aan 'n deur vir 'n tydjie, maar weet jy wat, hy maak die deure oop. Die Here maak die deure oop, hy maak jou deure oop. Amen. So is kosbaar om te weet, ons dien 'n God van wonders. Amen. Halleluja. Hou aan bid vir daai versoeke op die kruis, nee, moenie vergeet van hulle nie. Die Here is besig om te antwoord. Amen. So we're going to see some miracles in this year. God is awesome and we give him all the glory and all the praise, for he alone is worthy of the praise. Amen. Ek wil met saam met my bly vanmôre in die woord van die Here na Romeine toe, Romeine hoofstuk 1, Romans chapter 1. Romeine hoofstuk 1. Sê amen as jy dit het.
Prys sy groot naam. Glory. Ek kan nie glo ons is in die 3de maand van hierdie 2026 nie. Die tyd loop vinnig. En voor ons oë uitvee, is ons alweer by Paasnaweek. Dit is ongelooflik hoe hierdie jaar gaan. Ek weet nie of dit vir jou vinnig loop en of dit net vir my vinnig loop nie, maar al wat ek weet is die tyd loop vinnig. Amen. En iets wat ek weet, die woord van die Here vir ons sê, is dat ons moet dophou die tekens van die tye. So ons weet daar is goed wat gebeur, ons weet daar is dinge besig wat plaasvind rondom ons, en hoe meer hierdie dinge gebeur, hoe meer moet ons opgewonde raak, want ons moet weet dat die tyd is naby. Die woord van die Here sê, onthou, hy sê hierdie is nie die einde nie. Okay. Ons moet onthou wat die woord sê, hy sê dis nie die einde nie. Wat hy vir ons sê is, hierdie is die geboortepyne. Amen. So ons weet soos 'n vrou swanger is en tyd naby kom vir baba om gebore te word, dan kry hulle geboortepyne. Maar so rukkie voor dit, dan kry hulle mos nou ook pyne, daai valse pyne, né? Ja, waar is die ou nie mammas, julle weet, julle vertel man. Sê net vir die ander ouens dat hulle moet hoor, né? Dat pastoor praat die stories, dis die waarheid. Want ons het dit beleef en as dit die eerste keer is wat dit gebeur, die eerste keer wat mamma swanger is, dan dink jy baba kom nou, almal jaag hospitaal toe, kom jy aan sien, nee, is nou nie. Né? Julle weet, ons was daar, ek weet ons het hier daai proses, man. Maar hierdie ouens ons moet dophou, ons moet die tye dophou en ons moet besef dat die Here se koms is nader as wat ons dink. En ek weet baie keer, you know, people will always say, yeah, but you've said it so many years ago, and you know, when we were children, they preached the same thing, and it was the same story, and it's still, every time you're telling us, it's closer now. Ja, elke keer kom dit nader. Maar ek wil vir jou sê, daar was nog nooit 'n tyd. There's never been a time like now. Nog nooit 'n tyd waar alles so reg geskuif het en reg gestaan het vir die wederkoms van die Here Jesus Christus nie. Kerk, die woord sê, as ons hierdie dinge sien, moet ons bly wees. Okay. Hoekom? Hy sê, want jy weet, koms is naby. Halleluja. Verwag ons nog die koms van die Here? Do we have an expectation that Jesus is coming back? Oh, dankie vir een, yes. Halleluja. Sê maar langs jy moet op verwag, hoor. Die skrif sê, hy kom soos 'n dief in die nag. Hy kom wanneer jy dit nie verwag nie. Halleluja. So vanoggend in die woord van die Here wil jou vat in Romeine hoofstuk 1 en ek wil graag hê ons moet lees daarso in vers 16 in Romeine en ek wil hê jy moet hoor wat die woord van die Here vir ons sê, want hierdie is 'n baie kosbare gedeelte. Hy sê vir ons die volgende, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Nou wat ons om lees is altyd belangrik om op te let wie praat. Hy sê vir jou oor wie dit gaan. Hy sê vir jou vir wie hom nie skaam nie. Hy sê ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elke een wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Halleluja. Amen, het jy gehoor? Hoor mooi. Hy sê vir ons iets besonders hier. Paulus gee nie net vir ons goeie raad nie. Hy is nou besig om net iets vir jou te sê en sê, neem kennis hiervan nie. Paulus kom en hy sê vir jou, dit is krag. En hy woordjie krag is die woord dynamis. Dieselfde woord wat jy in Handelinge optel, dynamis. Amen. Dis ontploffende, transformerende krag. Die kruis is die plek waar die hemel die aarde binnengedring het om die mensdom te red. Halleluja. Kind van die Here, I want you to take note of this morning, child of God, realizing that when it comes to the cross, we got to understand that Romans 1 verse 16 tells us, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Hallelujah. It is the power of salvation. Dit is allemaal wonderlik as ons daaroor dink en miskien net so vir 'n oomblikie ding. Jy weet, as ons kyk daarna, is dit die eerste keer wat ons moet besef dat Christene
is seker die enigste groep mense wat 'n kruis om hulle nek dra. Dit sal maar interessant wees as ander werke dit ook gedoen het. Dink jy daaraan 'n chef? Hy dra 'n hangertjie met 'n pan. Dink jy daaraan, jy weet, die tandarts. Hy het een van daai tangetjies wat jy hang maar met jou tand uithaal. There's no other religion, no other form that shows how much this means. Jy sien, dit wat eintlik bedoel was om vir die vyand te sê, dis my oorwinning, word eintlik die oorwinning van elke kind van God. Amen. Is jy hier kind van die Here? So die simbool van die kruis is nie vir ons veragtend nie. Dis nie aanstootlik nie. Die kruis van Christus sê vir ons, hy het oorwin. Halleluja. The cross is empty. He died and he rose from the dead. Halleluja. Jesus is alive. Sê dit vrou langs jou, die Here lewe. Die Here lewe. So ons verstaan. Mense verstaan nie altyd hoekom die kruis nodig was nie. Jy sê die kruis van God was nodig want daar was 'n probleem. En die probleem moes mee gedeel word. You see, the God that we serve is a righteous God. The God that we serve judge rightly. Amen. So hy oordeel regverdig. So we got to understand that right in the beginning, in the Garden of Eden, God said something. God sê, jy mag nie van die boom eet nie. As jy van hierdie boom eet, sal iets gebeur. Jy sal sterwe. Amen. Die mens eet van die boom en sonde kom in werking. Is jy saam met my kind van die Here? So a problem arose in the garden. Ek wil jy moet oplet. Let mooi op wat ek nou net vir jou sê. Die probleem het in die tuin begin. Hoekom sê ek in die tuin? Hoekom pause ek? Want ek wil jy moet dink daaroor. Die tuin op daai oomblik was nie die plek van die mense lyding nie. Die tuin was nie die plek waar mense gesukkel het nie, iemand by die hek. Die tuin was nie die plek waar mense deur 'n storm gegaan het op daai tyd nie. Die tuin was die plek waar alles in plek was en alles reg was. En waar kom die vyand? Hy kom op die goeie tyd. Kom aan, kind van die Here. Iemand moet hoor vanmôre. It happened when everything was going well. Amen, kind van die Here. Die probleem ontstaan in goeie tyd. Kind van die Here, vanmôre as kinders van God moet ons besef, die vyand kom nie altyd jou lastig aanval en pla in die tyd wanneer dit met jou sleg gaan nie. Dis die tyd wanneer jy los, want ons mout genoeg, hy worry nie daaroor nie. Amen, come on. Hy sê, dis in daai oomblikke van ons lewens waar die vyand nie regtig met jou aangaan nie, want weet jy wat? Hy weet, jy sal klaar besig om genoeg met jouself aan te gaan. It's in the times when you're on the mountain. It's in the times when you came through the valley and you reached the top, the pinnacle. It's at that moment where the enemy comes and says, hey, jy dink dit gaan alright, nee? There was a problem that needed to be dealt with. 'n Probleem ontstaan en hierdie probleem het sonde in werking gebring. Hierdie probleem het gemaak dat die mens sondig is en sterwe. Die woord sê hierdie sonde het nie net na Adam en Eva toe gekom nie. Hierdie sonde het deurgedring na elke mens. Halleluja. So the problem had to be dealt with. Die mens het meer as moraliteit verloor in die tuin van Eden. Toe Adam gesondig het,
het die mensdom nie net sleg geword nie. Die mensdom het die lewe van God verloor. When the sin came in, there was a separation between man and God. Ons moet so bietjie dink daaroor. Jy weet, plante het grond nodig om in te leef. Amen. Visse het water nodig om in te leef. Amen. Is dit waar? Ek en jy het God nodig om in te leef. Dis ons environment, dis ons omgewing. That's the place where God actually created for you and me to dwell in. That's where we live, that's where we move, that's where we have our being according to the word of Almighty God. Amen. So sonder hom is daar dood. Dood kom in werking. Adam en Eva sondig en die dood tree in. Die mens sterwe en hulle weet dit nie eers nie. So God had to deal with the problem. Geestelike dood het ingetree. Efesiërs 2 vers 1 sê vir ons, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Hoor mooi. Hy sê ons was dood as gevolg van ons oortredinge. Our sin caused that we died. But in Christ we were made alive again so that we may live unto him. Amen. So die woord sê die lewe wat ek nou leef, leef ek nie vir myself nie, maar ek leef dit vir hom. Amen. Kind van die Here, daar op die kruis van Golgotha kom Jesus Christus en hy demonstreer die krag van God, die plan van God, die verlossingswerk van God, en die vyand het geen houvas meer oor 'n kind van God se lewe nie. Amen. As jy kind van die Here, we got to realize that the price was paid. So vanmôre neem notisie dat wanneer jy dalk op daardie pragtige plek in jou lewe is, in daardie tuin van jou, die tuin van Eden, waar dit met jou goed gaan, dat jy sal waak en sal bid, want die vyand is nooit ver van daar nie. Dit is vir my baie interessant dat Jesus Christus, voor hy na die kruishout van Golgotha gaan, is daar weer eens 'n tuin, waar hy gaan stil staan. Daar's weer eens 'n tuin waar die vyand nou op toe kom. Dis weer in die tuin waar Jesus Christus moes oorwin oor die plan van Satan, maar God het oorwin in Jesus Christus, en daardie oorwinning kom deur na jou en my toe, kind van die Here. You see, it was in the garden that Jesus spent time in prayer, and he was fighting this mindset of not going to the cross, but he conquered, and he said, not my will be done, but thy will be done. Wat 'n kragtige oomblik wat Jesus vir ons gee. Maar jy sien, Romeine 6:23 sê vir ons wat gebeur. Romeine 6:23 vertel vir ons wat nodig is. Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood. The price of sin is death. The wages of sin is death. Die loon van die sonde is die dood. Maar, daar's 'n maar, dankie vir 'n maar, Here. Ek prys U as 'n maar. Hy sê maar, kyk mooi. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Jy sien, die lewe, die ewige lewe, kom nie sonder Jesus nie. Jesus bring lewe. Die dood kom. Romeine 3:23 sê, want almal het gesondig
En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So ons almal het 'n redder nodig gehad. Daar is niemand wat goed genoeg was nie. Daar is niemand wat volmaak genoeg was nie. Daar was niemand wat mooi genoeg was, dat God gesê het, ag, is oukei, ek voel vandag vrygewig. Jy's oukei, kom man nie. Jy sien 'n regter. 'n Regter kan nie gaan op gevoel nie. 'n Regter kan nie gaan op sy liefde vir die persoon wat voor hom staan nie. Die regter het 'n wet wat 'n vereiste het. Die regter het 'n wet wat sê daar's 'n straf vir 'n oortreding. En God die Vader sê daar is 'n straf. Daar is 'n sonde wat gepleeg is en die resultaat van daai sonde is die dood. En die skrif sê ons almal, nie net party nie, nie net die wat goed genoeg was kan vryspring. Hy sê almal het gesondig. Almal ontbreek aan die heerlikheid van God. So hy kom en hy sê vir jou, sonder hom kan jy nie die heerlikheid hê nie. Sonder hom kan jy nie in sy teenwoordigheid wees nie. Sonder hom kan jy nie ervaar wat hy graag wil hê jy moet ervaar nie. En hy stuur sy seun Jesus Christus na hierdie aarde toe om wat te doen? Om die vereiste van die sonde te ontmoet, om die straf wat die regter uitspreek te kom neem, sodat ek en jy nie onder daardie straf gebuk hoef te gaan, die kind van die Here. Is jy hier vanmôre? We got to understand today that when Jesus died on the cross of Calvary, He paid the price in full and He saved you from the grip of sin and death. Hy sê, hy het jou nie net uit die sonde verlos nie, maar ook uit die mag van die dood. Kind van die Here. Jy sien, die dood het 'n hou vasgehad. Sê vir daai een langs jou, die dood het 'n hou vasgehad. As ons teruggaan na Genesis toe en ons lees in die woord van die Here, dan vind ons weer eens in die boek Genesis, vind ons hoe mense in daardie plek gesterwe het. Maar hulle het nie geweet hoekom nie. Hulle het gesterwe as gevolg van sonde wat in werking gekom het. Halleluja. Jesus Christus het gesterwe. Ek wil met jy moet voor vanmôre, kind van die Here. Jesus didn't just walk this earth. You see, when it comes to Jesus Christ, nobody fights the fact that Jesus was born. Nobody fights the fact that Jesus walked physically on this earth. Most religions believe it. But where the problem comes is that they say He died and rose from the dead. Jy sien, die ander wil nie glo dat hy gesterwe en opgestaan het nie. My vriend, ek wil jy moet hoor vanmôre dat aan hom is die mag gegee om sy lewe neer te lê, maar ook dit weer op te neem. Halleluja. So when Jesus came, He walked as a man. He died as a man for your and my sin, paying the price as a sinless man, becoming the Lamb of God. Dit is maar wonderlik wanneer ons kyk na die woord van die Here en ons sien dat na Jesus word verwys as die lam van God. En iemand het ontdek dat die skaap se bloed is immuun teen die slangpik. Oh no, somebody. What a powerful thing for you and me to understand. That when the Lamb of God shed His blood became part of your life. When you accepted Jesus, when I accepted Jesus as my personal Lord and Savior, He marked me with the blood of the Lamb.
Selfs in Egipte, in die paastyd toe hierdie ding in werking kom, waar God vir ons wys hoe werk dit wanneer 'n lammetjie geslag word en die bloed geneem word en aan die deurpos gesmeer word. Die krag wat in die bloed is. Kinders van die Here is so confused vandag. Kinders van die Here glo nog steeds dat die vyand kan oor die bloed kom. Die vyand kon in die Ou Testament nie eers oor die bloed van 'n skaap kom nie. Somebody. When he saw the blood. As hy, hoor mooi. Die vyand, die doodsengel, toe hy inkom, toe kyk hy nie waar is die Israeliete en waar is die Egiptenare nie. Hy het nie gekom en gesê, wel ek weet hoe trek hy ouens aan en hoe trek jy ander ouens aan nie. Nee. Hy het nie opgelet op wat se musiek word in die huis gespeel en wat se musiek is buitekant nie. Hy het nie gekom in allerlei tradisionele dinge wat ons vandag aan vashou en glo, dit is die probleme nie. Die enigste ding wat maak dat die doodsengel verbytrek, is hy het gekom en hy kom kyk by die deur. Oh, somebody! The angel of death came and he looked at the door because he was looking for the blood. And when he saw the blood, he knew that he had to pass by. I want you to hear this, child of God. Sien, kinders van die Here moet weer begin glo dat die bloed het nie sy krag verloor nie. Kinders van die Here moet weer begin besef dat die bloed van Jesus will never lose its power. Net soos ons gesing het vanmôre, it reaches to the highest mountain, it flows to the lowest valley. Daar is nie 'n plek waar die bloed jou nie kan bereik nie. Daar is nie 'n plek waar die bloed jou nie kan beskerm nie. I want you to realize it this morning, child of God, that when the enemy sees the blood in your life, he's got no choice. He must pass by. The blood of Jesus. Die bloed van Jesus was nie net enige bloed nie. Die bloed van Jesus was suiwer, was skoon, was foutloos. So when his blood was shed on the cross of Calvary, toe hy sy bloed laat vloei op die kruis van Golgotha en daai druppels uit sy liggaam uitvloei, toe sê elke druppel, dit is vir jou, dit is vir jou, dit is vir jou, dit is vir jou. And he paid the price in full and he laid down his life so that you, when you decide to receive him, might live for him. Nie vir jouself nie, maar vir hom kan lewe. Hy betaal die prys. Die sonde sê iemand moet sterwe. Die sonde sê ek en jy was skuldig. Die regter sê jy's 'n doodskuldig. Hy sê almal is een doodskuldig. I want you to hear this morning. When Jesus died, when Jesus died, you died with him. He paid the price in full. He settled the debt. And now, he says you can live. Hy sê nou vir jou, jy kan lewe, kind van die Here. Die regter sê nie, ek voel vandag liefdevol, jy kan maar gaan nie. Die regter sê nie vandag, wel, jy lyk soos 'n baie eerlike ou nie. Daar kom so 'n klip daar op Facebook op. Die speedkop trek die persoon met die motor af langs 'n dame. Sy draai die venster af. En hy sê, name. Sy sê, Frida. Surname. Gouman. Sê, Frida Gouman, dankie, haar ry sy. You're free to go, ma'am.
Want dit kom met die regterkind van die Here, wil ek jy moet besef, die regter kan nie net sê jy kan maar gaan nie. As die wet sê, daar is iets wat jy moet betaal, moet dit betaal word. Maar die wet sê ook, as iemand dit namens jou betaal, dan is jy vry. Oh, Jesus, when he came to the cross of Calvary, he said, Father, I'll do it. Father, I'll take it. I'll take their place. Father, I'll go and hang and die on the cross of Calvary. Let the enemy think he wins, but I'll lay down my life so that they might live. Oh, en Jesus gaan Golgotha en die skrif sê, hy het nie een keer gekla nie, hy het nie gemurmureer nie, hy het nie een keer gesê, nee maar, ek wil nie meer nie, want ek kan dit nie handle nie, hy het nie gesê, nie een keer, het hy gesê, maar hulle is die ouens wat eintlik moet sterf nie, not once did he do it, he went to the cross, without saying anything negative. Die skrif sê, soos 'n skaap stil is voor sy skeerders, so was hy stil. O, die Here, Jesus Christus, hang op daardie kruis van Golgotha. Die mense spoeg hom, hulle slaan hom, hulle spot hom, man, hulle is lelik, as iemand net iets vir jou sê, dan vat jy aanstoot, as iemand net skeef vir jou kyk, as jy kwaad, hierdie ouens praat met Jesus, hulle is lelik met Jesus, hulle slaan hom, hulle spoeg hom, en nie een keer, sê hy iets leliks teenoor hulle nie, nee, inteendeel, toe hulle so te kere gaan met hom, toe is hy die een wat aan die kruis hang, en sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. O, ek weet nie van jou en my nie, maar vyfvoudige bediening is hierdie ene nie, is een wat die Bybel van praat. Klaps en druppels. Soos oom Cliffy gesê het. Kind van die Here, when Jesus hanged upon the cross, hy sê, Vader, rekel in hulle hierdie skuld nie toe nie. Oh, wow, wat 'n kragtige getuienis van die lam van God op die kruis van Golgotha. En op daardie kruis kyk almal, toe hy uitroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Wat as dit vertaal word, wat beteken, my God, waarom het U my verlaat? En Psalm 22 haal Jesus aan op die kruis van Golgotha, om vir hulle uit te wys, ek het oor vyand, jy dink jy wen, but I'm here to tell you, I have conquered, I have finished my task, the price has been paid, they've been bought with a price. Jy is duur gekoop, sê vir hy langs jou, jy is duur gekoop. Die kruis was God wat sy eie regsprobleem oplos. Sê, was 'n regsprobleem. There was somebody had to be punished, and that somebody was Jesus. He wasn't just anybody. He was the Son of the living God. Die skrif sê die eersgeborene, dit is wie hy was, die eersgeborene van die Vader, halleluja, dis wie hy was, hy kom sterwe op die kruishout van Golgotha, hy kom sterwe en betaal die prys eens vir altyd vir almal, sodat die sonde aan jou en my nie hou vas kan hê nie, sodat die vyand nie aan jou en my 'n vashou kan hê nie, nee, jy's vet gespeer met olie, halleluja, kind van die Here, you got to realize the anointing is on you. The enemy cannot touch you. The blood of Jesus is covering you. Walk in your victory. The price has been paid. Ons is te veel sonde bewus. En die vyand hou daarvan as ons sonde bewus is. Die vyand hou daarvan as ons heeldag dink oor wat ons verkeerd gedoen het en wat ons nie mag doen nie en nie moet doen nie, en get your focus on the right place. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
Kyk na Jesus toe. En wanneer jy na Jesus toe kyk, dan sien jy wat hy gedoen het op Golgotha. En wanneer jy na Jesus toe kyk, dan besef jy, die sonde is oorwin, die dood is oorwin. En kan ons saam met Paulus uitroep en verklaar, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou houvas? En dan sê, niks meer hier nie, halleluja, want iemand het oorwin, en sy naam is Jesus. O my sussie se koortjies vanmôre is so kosbaar. Daar is niemand. Het jy koortjies geluister? Hoeveel keer het hy vir jou gesê vanmôre, daar is niemand, daar is niemand, daar is niemand soos hy nie. He paid the price in full. Romeine 8 en vers 3. Romans 8 en vers 3. Jy moet hierdie mooi hoor, merk dit in jou Bybel, moet vir jou uitstaan, is so belangrik. Hy sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Hoekom het hy dit gedoen? Vers 4 sê, sodat die reg van die wet vervul kon word, in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Kind van die Here, he settled the requirement. God deel met die probleem van die wet wat in werking gekom het. En hy verlos jou, en hy red jou, en hy maak jou vry. Ken jy nog hy koortjie? Hy verlos my, en hy red my, en hy maak my vry. Hy verlos my van my sonde. Halleluja. Ek is vry. Prys die Here. Hy ou koortjies is lekker koortjies gewees. Hulle sing skrif man. Jy sing hy versies en jy word herinner aan wat die woord van God sê. I paid your debt. I have settled your account. Your bill is clean. It's written off. Your debt is done with. Ag kind van die Here, ek is so dankbaar vir môre want ek staan hier vanoggend wetende dat sonder die bloed van Jesus, sonder die lam van God sou ek verlore wees. Sonder die lam van God was ek op pad hel toe, maar met hom het ek oorwinning in Christus Jesus. Dit beteken nie ek maak nie foute nie. Ek dink nie is een van ons wat sal kan sê vandag ons maak nie foute nie. Baie sal dalk ontken dat hulle foute maak, maar nie een maak nie foute nie. Daarom is ek dankbaar vir die bloed, ek is dankbaar vir die prys, ek dankbaar vir Jesus, die lam van God, ek is dankbaar, want omdat hy gesterf het, mag ek lewe, want die kruis het vir my betaal, die kruis het my toegang gegee tot die Vader, die kruis het vir my 'n weg oopgemaak van oorwinning, kind van die Here, ek wil jy moet hoor, Psalm 85 en vers 11, op die kruis, waar God se liefde en God se geregtigheid mekaar ontmoet op die kruis. Hy sê goedertierendheid en trou ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Hallelujah. Well, it's on the cross where it happened. On the cross. Daai ou koortjie sê, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Hallelujah. It was at the cross. Ag, kind van die Here, ek kan daai Sondag onthou, daardie preek kan ek onthou, ek kan onthou hoe ek gevoel hier binne in my, besef ek is verlore, want vir daardie oomblik, toe kom die woord deur in my hart, en ek word veroordeel in my gees, en ek besef, ek kan myself nie red nie, en toe die uitnodiging kom, toe skiet hierdie hand op, en ek sê, ek wil Jesus ontvang, want ek kan myself nie red nie. He saved me. Die kruis is nie net 'n plek waar Jesus gesterf het nie.
Dis die plek waar God sy liefde en geregtigheid versoen. Dis die plek waar hy nie net vir homself daardie versoening bewerk het nie, maar hy het vir ons wat verlore was, 'n deur oopgemaak en gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Hy sê, kom. Kom na my toe. Self nou, wanneer die liggaam begin voel, hy kan nie meer nie, en die liggaam begin agteruitgaan, en die liggaam wil sterwe, word ek herinner daaraan, dat hierdie is 'n tydelike huis. Ek word herinner daaraan, dat hierdie verganklike gaan met onverganklikheid oorkleed word. Dan word ek herinner daaraan, dat as ek geglo het, al het ek gesterwe, sal ek lewe, want my ewige lewe begin nie die dag wanneer ek my asem uitblaas nie. 'n lewe het begin die dag toe ek Jesus Christus Heer van my lewe maak. Halleluja. Kind van die Here, vanmôre, you are going through some stuff. You are going through some battles. You are experiencing some difficulties in your life. This is not to say that you don't know God. It's not to say that you are not saved. It is to say, my child, I'm still here for you. Hold on to me. I will lead you through. I will show you victory, for I have paid it in full. Halleluja. Iemand moet hoor wat is 'n profetiese woord vir iemand vanmôre. Hold on. Hold on. Hold on. Kind van die Here, God het in menslike vlees gekom, sondige vlees, en die prys betaal. Moenie laat die vyand vir jou fluister wanneer jy bid, God hoor jou nie. Moenie laat die vyand vir jou fluister, ag, jy maak te veel foute, God stel nie in jou belang nie. Ek hoor hom sommer hoe skinnery. Hoe sê hy vir jou klomp leuns. Dis niks nuut nie. Dit het in die tuin begin. Dit het in die wildernis plaasgevind, toe Jesus self in die wildernis was. Toe fluister hy vir Jesus, sê vir die klippe, spring af. Hy gaan die engele bevel gee, so jou toon nie sal stamp nie. It's nothing new. He's still using the same plots. Selfe maniere wat hy nog steeds werk met elkeen van ons vandag, kind van die Here. Die verskil is, as ons die woord ken, weet ons, daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie, wat nie wandel na die vlees nie, maar wandel na die Gees. Halleluja. Kind van die Here, hoor u dit vanmôre? Die prys is betaal. Daar is nie meer veroordeling nie. Jy's duur gekoop deur Jesus bloed. As die vyand jou aankla, sê Here, dankie, ek ontvang my vergifnis. Be free in Jesus name. Moenie toelaat dat die vyand jou vashou nie. Moenie die vyand jou vasvang in leuns en vir jou dinge vertel wat nie waar is nie. Glo die woord van God. Die oorwinning is joune. Sê vir ou langs jou, jy het oorwinning. Sê vir nog iemand, jy het oorwinning. Do not allow the enemy to take a hold of you. Hy kom na jou toe in die tuin. Hy kom na jou toe in jou paradys. Hy kom na jou toe wanneer jy bo op die berg is en nie meer waaksaam is nie. Jy sien, want wanneer ons bo is, dan voel ons het nou gewen. Dis die naaste wat hy aan jou is wanneer jy bo kom. Dan besef hy, you are letting your guard down. Wees waaksaam, wees bidend, wees standvastig in die Here. Weet vandag, hy is vir jou. Hy het die prys betaal. Hy het die oorwinning behaal. Jy is 'n kind van God vanmôre in hierdie plek. Hoef nie gebuk te gaan oor die vyand se werke nie, maar staan op en sê vir hom, daar staan geskrywe. As die vyand klop aan jou deur, wys hom die bloed. Wys hom die bloed. Moenie argumenteer nie, wys hom die bloed. You have been purchased. Jy's duur gekoop met die bloed van Jesus Christus. Vyand, hy's 'n leienaar. En hy wil vir jou laat skuldig voel, hy wil vir jou aankla, hy wil hê jy moet sonde bewus wees, maar God sê nee, word geregtigheid bewus. Jy's losgekoop deur die kosbare bloed
van Jesus Christus. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 18 en 19. Julle is losgekoop. Sê vir ou langs jou, ek is losgekoop. Sê vir nog iemand, ek is losgekoop. Die duiwel moet hoor, jy's losgekoop. Amen. Jy het nie daarvoor betaal nie. Jesus het daarvoor betaal. Amen. Jy's losgekoop. Duur gekoop deur Jesus se bloed. Vanoggend mag jy dalk ver van hom af voel. Vanoggend mag jy dalk verlate voel. Vandag mag jy dalk eensaam voel. Weet dit vandag. Dis die leuns van die vyand. Kyk, die woord sê, ek staan by die deur en ek klop. As jy vir my oopmaak, sal ek ingaan en ek sal maaltyd hou met jou. Kom ons sluit ons oë. Vader, ek dank dat ek vanmôre 'n woord kon bring soos dit my gegee het. Here, wanneer ek dink aan hierdie woord, dan besef ek hoe naby ons is aan Paasnaweek en ek dink daaroor en ek besef weer eens, it is finished. The battle is over. Dankie Here, hierdie lyn getrek en die oorwinning behaal en vanmôre kan ons staan in die voltooide werk van Golgotha. En terwyl ons vanmôre in hierdie plek sit, hoor ons die stem van U en ons hoor die woord van U en ons word hier in die harte geraak en ons besef maar net weer dat ons kan onsself nie red nie. Ons het 'n redder nodig. En terwyl ons vanmôre in hierdie plek so sit en luister na die woord, word ons bewus van U teenwoordigheid en wil ons vra, Heilige Gees, kom in hierdie oomblik en praat met ons oor ons lewens. Kom wys vir ons vandag hier in ons harte waar ons probleme het, wat ons moet bely, sondes het, wat ons uit die weg moet ruim, wat ons moet weggewas kry met die bloed van Jesus. Ons wil in opregtheid voor U staan. Dankie daarvoor. Terwyl elke oog gesluit is en elke hoof gebuig is en ons hier rond beweeg, wil ek jou vra vandag daar waar jy sit. Hoe staan jou saak met die Here Jesus Christus? Ken jy die Here Jesus? Het jy hom al aangeneem as jou persoonlike saligmaker? Leef hy binne in jou? As jy dit nog nie gedoen het nie, wil jy vandag 'n stap neem en sê, pastoor, ek wil vandag my lewe vir Jesus gee nie. Ek wil vandag regmaak. Ek wil hierdie verlosser in my lewe ontvang wat vir my gesterf het. As jy vanoggend hier sit en jy hoor hierdie boodskap en God praat met jou, sy gees daar waar jy is, dan wil ek jou vra vinnig, nie net as 'n teken van daardie besluit jou hand net opsteek, sê pastoor, sal jy vandag saam met my bid nie. Ek wil graag Jesus in my lewe innooi nie. En ek gaan nie uitraak nie, jy ken my, ek verkoop nie 'n polis nie. Ek gaan nie jou smeek, hier is 'n choice. Dis 'n keuse wat jy maak en dis een van die bestes wat jy ooit in jou lewe kan maak. En as jy vandag daai besluit wil neem, laaste keer vra ek jou, dan gaan ek bid. Daar op Facebook, as jy wil Jesus aanneem vandag, laat weet ons asseblief, steek jou hande op, sit vir ons jou naam uit, sê vir ons iets dat ons weet, ons wil graag vir jou bid. En dan gaan nou bid, as jy ingesluit wil wees, hierdie is jou oomblik. Vader, ek kom na U toe en ek sê vir U baie dankie dat ons vandag die voorreg het om te kon hoor weer eens wat U vir ons gedoen het. Daar in die tuin, in die beste plek wat U vir hulle geskep het, het die vyand gekom en sonde in werking gebring. En Here, baie keer is dit in plekke van ons lewens waar ons guards laat val en ons is nie gereed vir die vyand wat kom op 'n slinkse manier nie. En Here, ons val en ons maak foute en wil ons vandag vra, kom en red en verlos en verander lewens. U ken vanmôre elke ene. Here, U ken vanmôre elke hart, want U is die een wat oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. En daar op Facebook mag daar een wees wat sê, vandag neem ek Jesus aan. En wil ek vra dat U so dan hulle sal red in hierdie oomblik. En wil ek U vra om saam met my te bid hierdie gebed sodat ons hulle kan help. Sê net, Here Jesus, ek kom na U toe en ek erken ek's 'n sondaar. Ek vra U, was my met U kosbare bloed. Skryf my naam in die boek van die lewe. Ek ontvang my vergifnis in die naam van Jesus. Van hierdie oomblik af, wees Heer van my lewe. Ek gee my oor. Ek glo, Jesus, U is die Seun van God. U het gesterwe op die kruishout van Golgotha, opgestaan uit die dode. En U sit nou
aan die regterhand van die Vader. En die woord sê, as ons dit met hart glo en met ons mond bely, sal ons gered wees. Ons glo dit. Ons het dit bely. En daarom dank ons U dat U ons nou gered het. Verseël ons nou met U Heilige Gees. En ons sê dankie daarvoor. Amen. Wel, prys die Here. God is faithful. Amen. Die Here is getrou. Ons gee hom al die lof en die eer en die aanbidding. En daar is niemand soos hy nie. Amen. Ek is so bly jy was hier. Ek glo jy het die woord gehoor. Gaan deel dit met iemand. Iemand hier buitekant moet hoor. Want iemand hier buite het Jesus nog nodig. Halleluja. Amen. Ons gaan na die afkondigings toe vanmôre. Baie dankie. Ons spanne agter is mooi aan die gang. Wag net vir hulle. Ons is reg. Halleluja. Okay, kom nog. Terwyl hulle vir ons regmaak. Onthou, vanaand om 5:00 as ons weer by mekaar, dan maak ons die naam van die Here groot. Moenie uitmis nie. Wat 'n lieflike tyd op die Sondag aand in die teenwoordigheid van die Here. Die Here is getrou. So ons bid dat die seën van die Here op u sal rus en moenie uitmis vanaand die volgende Sondag aand. Die Here ons spaar, maak ons weer so en natuurlik Sondagoggend om 9:00 is dit ons oggenddiens as ook ons kinderkerk, ons sonnaarskool. Bring die kindertjies, want Jesus het gesê, bring die kindertjies na my toe en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Amen. So kom ons bring hulle, dat hulle geleer kan word aangaande Jesus Christus. Maandag aan om 7:00, kom ons hier by mekaar en bid ons saam en ek wil jou uitnooi. Gemeente, kom bid saam met ons. Wow, ek sien, maandag wat verby is, het ons groepie gegroei. Ek verwag nog groei in hierdie maandag. Amen. Kom bid saam met ons. Wow, ek kan net sê, wow, die teenwoordigheid van die Here, terwyl ons so bid, vra hierdie ouens, mense, kom bid saam met ons. That's the presence of Almighty God. God is getrou en hy antwoord nog steeds gebede. Amen. So moenie uitmis nie. Dinsdag natuurlik 6:45 het ons die uitreiking en hierdie is 'n belangrike ene. Gemeente, ons wil jou nooi. Ons gaan hospitaal toe gaan, Livingston Hospitaal. Hy het 5 vloere. Daar's baie mense wat daar lê wat nie 'n besoeker kry nie en ons gaan bietjie deur daai hospitaal hardloop en vir ouens gaan bid. Amen. Is julle reg? Waar is julle? Okay, so Dinsdag aan 6:00. Okay, jy gehoor. 5:30 ry ons van die kerk af, so as jy lift nodig het, 5:30. Anderste, as jy vervoer het, ontmoet ons sommer by Livingston 6:00. 6:00 gaan ons by die deur in, né? Hallo? Okay. 6:00 gaan ons by die deur in. Daar's net 'n uur. Daai besoektyd is net van 6 tot 7. En ons wil soveel mense in daai plek kry as moontlik. Okay, so ons gaan vir hulle gaan bedien. Ons gaan siele vir Jesus wen. Gaan jy saam? Moenie uitmis nie. Dis nie net die evangelisasiespan se werkie. Hy het gesê gaan, maak, doop, leer. Go, make, teach. Nee, baptize, teach. Né? Dis ons almal se werk. So let's do it together. Kom ons gaan uit en ons gaan regtig hulle bietjie bedien ook daar. Moenie vergeet nie, dit is van 6:00 tot 7:00. Okay. So 5:30 by die kerk gaan ons van hier af beweeg. Okay. So dis 'n vroeë aand, maar prys die Here, sê elke Dinsdagie. So koop hy enetjie uit. Okay. Gaan saam met ons. En dan natuurlik Dinsdag aand 6:45 is dit ook ons Chosen Prophetic Dance Ministry se oefeningtyd van 6:45 en bring hulle die ouens span dat hulle lekker saam kan oefen en maak die naam van die Here lekker saam groot, né? Nee, amen. Daai het ons verjaarsdag. Ek sien ons het verjaarsdag gekry. Kom ons gaan soontoe. Is Caitlin Jonk wat 1 jaar oud word op die Kylen
Jonk, wat op die 10de Maart verjaar, en dan op die 14de Maart is dit Kelly Jansen wat verjaar, en ons sê vir hulle baie, baie geluk. Is daar nog iemand wat dalk verjaar, wat ons in hierdie week, wat ons dalk mis? Wys dit ons is mens, ons maak foute, ons die computer sien, help ons net, baie dankie, elkeen van u wat dan verjaar, baie, baie geluk, mag die Here jou ryklik seën, mag dit 'n besonderse en 'n geseënde nuwe lewensjaar wees, mag goedheid en guns jou volg, elke dag van jou lewe, amen. Is jy reg om te sing? Kom ons sing. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Julle moet sommer lekker verjaar, geniet hom. Mooi man, geen huweliksherdenkings nie. Is dit joune? Op die hoeveelste? Die 3de Maart. Hey, as hy prys die Here. Halleluja. 14 jaar. Going strong. As hy skryf sommer. Amen. Ons sal dit reël, né? Okay, so praat met ons, praat so met pastoor Lindy. Lindy kry net name en inligting, ons dit kan add op die system ook asseblief hoor. Dankie my dol. Right. So baie geluk. Mag dit vir julle nog baie geseënde jare vorentoe wees, hoor. Amen. 14. Jy het dan 2 keer se sakke sout nou geëet. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Ons het skies tog selle wat hardloop verskillende plekke, skakel in by 'n sel en nie net een inskakel nie. Begin 'n sel. Leer, laat ons uitreik, siele gewen kry vir die koninkryk van God. Hy gaan nie eendag vir ons vra, wat het jy in die week gedoen nie? Jy wil vra, hoekom het jy siele gewen nie? Kom ons wen siele. That's your calling. Een van jou hooftake is om die verlorenes te gaan haal. Die skrif sê, hy wat siele wen, is wys. Amen? Is wys. Right, kom ons wen siele. Donderdag het ons ook ons lofdansers, die Nazarenes, 6:30 wat saam oefen hier by die kerk. Kathy waai vir hulle. Dis Kathy daai. Right, soos jy wil deel word van hulle, praat met haar en sy sal jou met oop arms verwelkom. Wees deel. En kom ons maak die naam van die Here groot. Amen. Vrydag is dit jeug en ons begin 6:00 tot 8:00. Bring die jong mense, kom aan, bring hy tieners. Jong mense, bring jou pelle. Ryk uit, maak disippels. Kom ons verander hierdie jaar en ons maak dit 'n jaar van oorwinning in Christus Jesus. Amen. Amen. Jong, julle kyk so lekker hierso. Kyk mooi. Die Joyous groep, hulle oefen elke tweede Saterdag van die maand tussen 1 en 2 en as jy wil deel word van hulle, gesels met Suster Emily. Waar gaan weer Emily? Daar is my sus en sy wil ietsie sê. So Suster Emily, jy wil iets sê, kom sê vir hulle. Nou, amen dierbares. Die Joyous groep het 'n raffle. Nee, die raffle is net R10 per nommer. En ons prysie wat ons gaan gee is 'n mystery gift. So ons wil jy moet vooraf sê wie gaan nou R10 betaal vir 'n rol nie. So dis 'n mystery gift. Ja. So jy gaan nie spyt wees nie. So ek vra julle mooi ondersteun ons en die raffle word getrek op Moedersdag. So net na Moedersdag, daai diens alles klaar is, gaan die net so vir 5 minute sit, net om die geskenkie te kry, dat u voorbetaal het vir R10. Dat kan 'n mens koop met R10. Ondersteun die Joyous asseblief. Dankie. Dankie my sis. Kom ons ondersteun hulle. Baie dankie daarvoor. Dan benodig ons ook vir ons klerekas skenkings, klere. En ons wil graag 'n verskil maak in ons gemeenskap. Suster David Dean, sy het sterk op haar hart en kom ons gaan kyk bietjie. Jy weet ons gaan hierso nou uit die somer uit en ons gaan nou winter toe en as ouens buitekant wat koud kry, hulle het nie alles wat jy het nie. Kom ons bless bietjie, kom ons gaan doen weer. En ek weet die Here werk met saai en maai. Kom aan, ons weet dit, né?
Ons weet dit. So gaan kyk bietjie in die kas van jou. As klere wat al jare hang, jy dra hulle nie eers nie. Jy hoop jy gaan hom weer aantrek. Kom aan. Ek het 'n hemp wat daar hang. Ek weet hy gaan my nie meer pas nie. Okay. So kom ons bring dit. Kom ons bless en kom ons maak 'n verskil, nê. Dankie Suster David Dean. En dan ook ons bussiefonds moet hom nie vergeet nie. En kom ons saai in. Ons het 'n voertuig nodig vir hierdie kerk en ek weet die tyd kom al hoe nader, die koue kom al hoe nader en dit raak vroeër donker en als meer. So kom ons help. Ons wil graag ons mense by die huis van die Here hê en kom ons saai en ons maak 'n verskil. Baie dankie ook vir elke saad reeds daar. Moenie ons blessbox vergeet nie. Ons blessboxe is hier voor. Aan die einde van Maart gaan ons iemand weer bless. Okay. So nou, hierdie tyd, kan jy die onbederfbare goedjies bring. Jy kan dit bring, daai blikkies kosse, die goed wat nie kan sleg raak nie, nee, bring hulle nou. En aan die einde, daai laaste Sondag van Maart maand, kan jy die vars goed bring. Onthou die beeste bring, die skaap te bring, die hoenders, die vars groente. Okay. Right. So dan bring ons dit daai Sondag en dit gaan sommer daai Sondag weer uit na iemand toe. Die woord sê, is beter om te gee as om te ontvang. So kom maar, let's sow. God love cheerful givers. En daar's 'n ou koortjie wat ons gesing het vroeër jare wat sê you can never outgive God. Amen. You can never outgive God. En daai twee oulike mense, man, hulle raak net mooier oor die jare. Sê baie dankie dat jy hier was, baie dankie. Die Here seën jou. Ons het u baie lief en kom ons staan saam en ons vertrou dat hierdie jaar is ons jaar. Amen. Glo jy dis jou jaar hierdie? Glo jy gaan deurbrake kry hierdie jaar? Amen, kom ons staan. Dankie Pastoor Lindy. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir vanoggend se geleentheid dat ons so bymekaar kon gekom het, Here, om u naam te kon verheerlik het, Here. Here, ons het so voorreg om op te gestaan het vanoggend, Here, ons oë te kon oopmaak, Here, en nog 'n dag te kan gesê het. Dankie, Here, dat u my nog 'n dag gespaar het, Here. Here, ek bid nou vir een en elkeen wat na verskillende wonings gaan, Here. Behoed en bewaar hulle, Here. Ek pleit die bloed van Jesus oor een en elkeen se voertuie, Here. Here, beskerm hulle, Here. En Here, daar waar ons ook die woord gehoor het vanoggend, Here, dat een en elkeen daai woord binne in hulle sal vat, Here. En ook so sal uitbrei na die mense daar buite, Here. En Here, dat mense sal besef, die tyd raak min. Dis nie net gesegde wat ons sê die tyd raak min nie, maar Here, ons kan sien alles wat om ons gebeur, Here, wil ons net sê, Here, ons weet, u beskerm ons, maar ons weet, Here, die tyd raak nader, Here, dat u koms daar is, Here. En Here, ons gee alle eer en alle lof aan u vanoggend. Amen. Amen. Voor ons die seën uitspreek, ek het hom gesien, daar's in ons sonnaskool se Easter egg hand wat die einde van Maart maand is. Moenie vergeet nie, hulle sê bless ons met nog Easter eggs, ook gevra vir 'n pak sweets. So as iemand hulle wil bless met sweets en hulle broodjie projek, moenie die broodjie projek vergeet nie. Is altyd kindertjies wat dalk kom sonder breakfast en hulle maagies is leeg en dalk die enigste ete wat hy vir die hele dag het of sy hele dag het. Kom ons help, ons maak 'n verskil. Baie dankie dat ons op u kan staatmaak. Ons is geseëndes van die Here. Amen. En terwyl ons geseënd is, ons word geseën sodat ons ander kan seën. Amen. So let's do it together. God bless you. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Lig jou hande op, ontvang die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u gaan en bly totdat hy kom. Amen. Die Here seën jou, gaan in vrede. God bless you. We love you. Help ons vinnig wegpak asseblief.